Môre julle? Sorry man, ek het ook allemaal gedruk hier verspoedig in die WL vir julle. Môre? Môre? Oké, nou ons weet nou nog niet. Dus we zijn strand niet te belinken. Het is mijn strand ook weer. Dus we zien dat ook een man een keer zwart. Dus ik weet niet wat het is. Ja, ik weet het ook nog. Ja, dus ja, ik was nou even 6 keer. Dat is een keer rondgemaakt. Ik heb dus 6 keer aan het laten. Ik weet raar dat deze Lisa nog nooit bij je zegt. Weer als inling, maar dat is gewoon een 15 cent. Dus mijn dochter zijn dingen zijn zitten als zij 300 scheiden zijn. Ja. Maar dat is gewoon een 15 cent. Ja, is hier 16. Ja, dat is hier 16. Ik kan nog wel kijken. Brille, wie gaan vir ons bid vanoggend? Ek sal. Sally, dankie. Vader, aan U kom toe al die lof en eer. Dank vir 'n nuwe dag, Vader. Die beste dag van elkeen van ons se lewe. Ons loof en ons eer U, want U is die koning bo alle konings. Ons begin en ons einde. Sonder U is ons niks. Vader, ons vra vergifnis vir elkeen van ons se sondes wat ons gepleeg het hierdie afgelope tyd. Kom en kom was ons skoon. Vader, ek bid, soos U in die woord sê, U sal aangaande ons engele bevel gee. So vra ek, Vader, gee ons engele bevel om ons weer vooruit te gaan, om te voorsien in elkeen van ons behoeftes. Vader, ek trek elkeen se wapenrusting aan vanoggend. Die helm van verlossing, die borsplaat van geregtigheid, die skild van geloof, gordel as die waarheid, swaard as U woord en die skoene van bereidwilligheid om U evangelie te verkondig, Vader. Ons loof en ons eer U, Vader, en soos wat ons hier uitgaan nadat ons hierdie woord gehoor het, soos wat ons 'n vuur op Darius se tong sit en Heilige Gees sal manifesteer in die waarheid. Bid ons dat U ons sal gebruik. Vader, hier is ons, stuur ons. Ons loof en ons eer U, want U is almagtig. U is ons alles. U is ons Vader. Dankie Jesus. Amen. Amen. Ons plaai Deuteronomium 6 toe. Hoeveel is lief vir die Here? Amen. Amen. Ja, kyk. Ek het 'n ruk op het in die woord gelees, toe kom ek agter, as God my help, kan ek hom nie lief hê. Het jy Deuteronomium 6. Het jy al vasgestel wat bedoel God as hy sê jy moet hom lief hê? Baie dink jy het God lief as jy 2 keer 'n dag aan hom dink. Die Here se vereistes is baie groter as dit. En jou lewe op aarde is in 'n verganklike fase. Ek sê baie keer, jy moet na jou matriekfoto's kyk in jou huis, amper die voorportaal sit met 'n spieël langs aan. Dat jy kan sien hoe vorder jy op jou spoed op die aarde. Hoe werk gaan dit? Ja, hoe werk dit? Ons is maar almal op pad, né? Nou Deuteronomium 6 vers 5 sê hy hierso, lees hom 'n bietjie vir ons by. Daarom moet jy die Here, jou God, lief hê met jou hele hart en jou hele siel en al jou krag. Jou hele hart, jou hele siel en al jou krag. Okay, nou vorder jy goed daarmee. Ja. Kom ek vir jou lees
Ons gaan dit nou behandel, maar kom ons lees Lukas 10:27. Want dis waaruit alles bestaan en alles ontstaan is uit liefde uit. 1 Johannes 4:8 sê die Here, God is liefde en hy wie nie liefde het nie God nie. So baie ons probeer Christene wees, baie ons probeer suksesvol wees, baie ons probeer 'n verskil op aarde maak, baie ons probeer uit skuld uitkom en baie ons probeer ryk wees, maar tot jy nie liefde het nie, gaan niks sin maak nie. Ek ken ons wat multimiljonêers is en op sy sterfbed het hy nie 'n klou gehad hoe kom hy geleef het nie. Hy het geld gejaag, soos 'n hond wat 'n bus jag, en toe hom vang te weet nie wat om met hom aan te vang. Jou hele goal op aarde is om by liefde uit te kom. Anders gaan jy nooit by jouself uitkom. Jy weet, ouens staan in huwelike vandag, maar jy weet nie wat liefde is nie. Liefde is 'n commitment. Liefde is respek. Jy weet, liefde is amper 'n vrees vir God, op God se manier van vrees. Jy weet, ouens sal goed gaan doen sonder om die Here in ag te neem. Jy sal flieks gaan kyk sonder om die Heilige Gees raad te vra. Jy sal in gesprekke betrokke raak sonder om God te eer in daai gesprek. En wat jy saai, maai jy. Jy weet, Galasiërs 6:7 sê, God laat nie met hom spot nie. Net wat jy saai, gaan jy maai. So jou lewe wat jy vir God het, moet in elke opsig van jou lewe deurspeel. As jy SMS stuur, is God verheerlik daar. As jy in 'n gesprek met mense betrokke is, kan hulle agterkom dat jy God liefhet. As jou denke voor die Here vandag op 'n spreadsheet is dit 'n bewys dat jy God liefhet. Is dit 'n bewys dat jy regverdig, geregtig, eerlik, liefdevol, nie wanneer jou gedagtes wil sê, nee, hou die Christen bord op. Dit moet deurspeel in jou hele lewe. Dis soos 'n ou wat chocolates eet. Ek dink nie kan dit wegsteek as jy 'n groot chocolate eter is nie. Dit gaan iewers wys. Of op jou kuite of jou heup of iewers. Dit gaan 'n bewys wees van 'n ou wat 'n soet tand het. Maar so, ek dink God sterker as chocolate. So as jy God liefhet, moet dit wys. Iewers moet daar 'n bewys wees. Jy moet nie as 'n ou wegstap sê ek dog die ou is 'n Christen. Ja, wel maar hy doen dit goed, hy steek dit goed weg. Maar as jy Lukas 10:27 En hy antwoord en sê, jy moet die Here jou God lief hê in jou hele hart en jou hele siel en uit jou hele krag en jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Ek onthou, Deuteronomium Ou Testament, Lukas Nuwe Testament. Okay, Markus 12:30. En jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart en jou hele siel en jou hele verstand en jou hele krag en die eerste van jou gebod. En dit is die eerste gebod. Right. Nou wil ek vir jou 'n interessante skrif lees, nee. Spreuke. Jy kan vir Spreuke 8 vers 17. Nou terwyl hy dit opsoek, nee. En dis wat 'n ou moet verstaan op vermoere in hierdie nuwe jaar. Want die Here het my gewys hierdie jaar gaan 'n jaar wees van bonatuurlike voorsiening en guns van God. En dit gaan saam met actually kan my dit vat. Baie ons hoor elke jaar, weet, dan sluit hulle by die gym aan en hulle beloof. En dan na die eerste maand is die gym geld lê daar, maar hulle lyf is nie meer daar nie. Maar die oefening, weet ouens koop, ek het nou 'n ou gehad toe hy 'n foto van 'n treadmill. Ek meen, hy is amper groter as die treadmill, maar die treadmill staan, hy word nie aangesit. Hy loop uit verby, sê ek beloof, ek gaan nog op jou loop. Ek weet nie wanneer nie, maar kom pel. Ek so pad. Maar hoor wat sê Spreuke 8 vers 17. Ek het lief vir die wat my lief het en wat my die wat my soek sal my vind. Ek het lief die wat my lief het. God sê so. Nou lees gou Johannes 14:23. En jy weet, een ding wat 'n ou moet besef, en dit is swaar op my hart hierdie laaste ruk nie, is dat as Jesus 'n bruid het, is dit jy. En as jy sy bruid is jy so lief vir hom, so lief as hy vir jou is. Alright? Nou as jy lief is vir God, ek weet nie waar laas jy gevry nie, ek nou, ek dink aan 'n ruk terug, het ek en my vrou 'n besluit geneem, net toe ons trou. Ons gaan fight soos van honeymoon af terugkom. Het ons gaan die honeymoon 'n rus gee.
En na 34 jaar is ons nog steeds op honeymoon. En ek kom agter, is iets wat ek nog nie agter die knie gekry het om haar lief te hê nie. Weet, dis iets wat ek nog gaan werk. So in 'n ou se hart vandag, is jy en Jesus nog op honeymoon? Of was hulle honeymoon so 'n week ver en toe daar 'n fight kom, toe is die liefde op, toe hou die Christendom net aan. Weet, ek kry Sondag in die kerk, maar ek kry nie in die week in die wêreld. Dit het nog nie in jou wese deurgewerk nie. Nou Johannes 14:23 sê die Here. Jesus antwoord en sê vir hom: As iemand my liefhet, sal hy my woord bewaar en my Vader sal hom lief hê. En ons sal na hom toe kom en hom woning maak. Nou as God sê, as jy hom liefhet, sal hy sy woord doen. Nou die woord, nee, daar's goeders van geestelike goed en vleeslike goed. Nou in die gees het jy God lief deur God te doen en dit is sy woord. Baie sê vir die Here, praat jy met hom, jy kan God se stem nie hoor nie. Maar hoekom lees jy nie sy stem nie? Want God se woord is sy liefdesbrief aan jou. Die vloeke in die woord is geëlimineer in Galasiërs 3. Ek weet wel, lees Galasiërs 3 vers 13. En baie ouens wil die wet hou, maar jy kan gaan lees nie. Galasiërs is ook 'n goeie boek oor die wet en Romeine. Maar die wet kan jou nie red nie. En ek weet nie wat gaan jy doen as jy die wet hou. Kry jy 'n kika uit soos 'n ou wat drugs gebruik of wat kry jy as jy die wet hou? Baie is so somber, ek wil hy moet ophou die wet hou. Maar hy moet, want as dit jou bly maak, hou die wet. Maar as jy soos 'n suurlemoensuiger lyk, los die wet. Volg die Heilige Gees. Want die paaie van God, hy sê in Romeine 8:14, slegs hy wat deur die Gees van God gelei word, sal 'n kind van God wees. En dan 'n dieper ding nie. Romeine 8 vers 6. Ons gaan hom nou lees. Ek wil jy met hom lees eers daai. Galasiërs 3 vers 13. Ja. En Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, wat deur ons 'n vloek te word. Want daar is geskrywe: vervloek is elkeen wat aan die hout hang. Ja, die volgende ene. Sodat die seun van Abraham en die heidene kan kom in Christus Jesus en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang. Ja. Ek wil dit vir jou sê vandag nie. Tot liefde in jou hart nie gevestig is nie, sal jy nie voorspoed kan ontvang nie. Voorspoed is die woord van God, maar dit word nie baie van preekstoele afgekondig nie. Jy kan nie preek, ek het spesifiek nou 'n paar keer kerke gaan besoek. Die naam Jesus word amper nie een keer in 'n preek genoem nie. Die liedjies wat gesing word nie meer oor Jesus gesing nie. Hulle gesing oor Lord, maar daar's baie Lords. Ek dink in Engeland is daar die House of Lords. Wat hulle ek weet nie vir wat 'n Lord sing hulle. Ons Lord se naam is Jesus. Amen. En hy is die Lord van al die Lords. So as jy dink jy het 'n Lord, hy's 2 keer 'n Lord, hy's die hooflord. So 'n ou moet jou lewe aan hom toewy en in liefde verstaan hou. En ek vir jou vra in jou hart, as jy 'n bruid het, sal jy al laat sukkel om te leer hoe sy moet operate langs jou? Nee. Jy het jou vrou getrou, so sy's dadelik. Jy begin jou huwelik met 'n 40 dae vas en met en dan 2 kursusse om geld te hanteer en dan 3 kursusse hoe om jou te hanteer. Nee, pel. Dis nie waar jy begin nie. Jesus skape jou in Genesis 1 en hy seën jou. Amen. Heel eerste, die mense ontmoeting as 'n lewende wese na 'n opperwese is 'n blessing. Amen. Nie 3 van die bestes kantoor aand jy verdien nie sukses nie. Jy verdien nie geluk nie. Dis ou se kop. Kan jy dit verdien? Nee. Nou hoekom vat jy dit nie? As rykdom deur Jesus Christus op Golgotha vir jou betaal is en as sy bruid, toe hy goud geskaap het, dink jy hy het sonde in gedagte gehad? Toe hy diamante gemaak het hy sonde in gedagte gehad? Nou hoekom sit die sondaars dan met dit? En die Christene, ek weet nie waar jy hulle pad is nie, pel. Dit is swaar gelaai, ek weet nie. Jy is so 'n ou wat op kamp gaan, jy het jou tente gelaai en alles gelaai, maar jy kry nooit gekamp nie, jy ry altyd. Jy trek nie af en begin visvang wat jy ook al wil doen. Jy is heeltyd op pad. Ek gaan hierdie jaar sukkel, Here, maar ek beloof volgende jaar gaan ek ontspan.
En nou is jy al 80, jy ontspan nooit nie. Jy altyd druk op jou. Ja. Want die vyand, hulle noem dit in Engels covetousness. Ek weet nie wat 'n goeie Afrikaanse woord vir dit is nie. Maar jy's nooit daar nie. As jy Ferrari het, gaan jy gelukkig wees. Nou werk jy wel, jy bring jou kant, jy doen ous in, jy lieg, jy steel. Nou het ek die Ferrari. Nou soos ek ry, dan dink ek nie as jy dit nie. Die ding brul oké, maar ek voel in my hart nie lekker nie. Nee, jy moet daai huis hê. Nee, jy moet daai plaas hê. Nee, jy moet 'n vliegtuig hê. Nee, jy moet nie. Jy moet God lief hê. En jy ontvang uit sy volheid uit. Oop vensters van die hemel is reeds oop oor jou. Maar God gee vir die wat hom vra. Jakobus 4, gaan lees dit by die huis. So ons moet vra en ontvang en glo en verwag en lief hê. Nou as ek en jy lief het, nee. As ek en jy lief het. Ek wil vir jou Markus 9 vers 24 lees. En dis waar baie ouens dalk vermoere sit, want in 'n sondige, vervalle natuur kan jy God nie lief hê nie. Want jy verstaan nie hoe dit is nie. En ek wil vir jou 'n stuk lees terwyl hy daai soek. Dis 4. Markus 4. 9 vers 24. 9 vers. Ja, ek wil Johannes lees. Markus 4 vers 4. En dadelik roep die vader van die kind met trane uit en sê: Ek glo Here, kom my ongeloof te help. Want Jesus sê vir hom, jou kind gaan gehelp word as jy geloof het. Ek kan hy stuk gaan lees. En hy besef, hy het nie geloof nie. Ek het nou 'n ou gehad wat in 'n baie swaar situasie ingestap het met die oog. Ek weet nie of hy ou krippel of blinde wat was nie, maar vir hom, toe hy dit sien en hulle vra vir hom om te bid, was sy eerste gebed: Here, vergewe my vir die gedagtes wat deur my kop gegaan het, toe my oë hierdie toestand gesien het en ek nie aan U gedink het nie. En toe hy God vergifnis vra, toe kom die krag en genees die persoon. Want is nie uit jou nie, dis uit die Here uit. En is uit God se liefde uit wat jy gered is. Dis uit God se liefde uit wat jy suksesvol is. Dis uit God se liefde wat jy gesond is. Dis uit God se liefde wat jy gelukkig is. En ek wil vir jou lees hierdie stuk in Johannes, nee. Vers 14. Toe Jesus self hier praat, nee. En dis 'n ding wat jy in jouself moet uitmaak vermoere. Jesus antwoord en sê vir hulle: Al getuig ek ook van myself, my getuienis is waar, omdat ek weet van waar ek gekom het en waarheen ek gaan. Maar julle weet nie waar, hy sê, julle weet nie van waar ek kom en waarheen ek gaan nie. Hy sê, julle oordeel volgens die vlees, ek oordeel niemand nie. Nou bedoel God dit? Ja. Ek en as jy vermoere veroordeel, nou hoekom huisves jy veroordeelde gedagtes? Want jy Spreuke 23 vers 7, Engelse Bybel nie. Jy is soos wat jy dink jy is. As jy vermoere nie dink jy's mooi nie, dan dink jy God het nie 'n goeie job gedoen toe hy jou gemaak het. Hy weet een nou sê toe hy die Here ore uitgedeel het, hy agter die huis staan so en die bak was dan net groot as oor te kry. Hy is soos 'n ou wat 'n groentewinkel het. Elke ou kan die beste skies, maar die wat oor is. Jy weet nie hoe die gelyk wat eerste daar was nie. Maar God het jou perfek geskape. Perfek. Ek gebruik altyd die voorbeeld van 'n piesang geloof en 'n papaja. Weet, as jy soos 'n papaja lyk en jy daai het jou na 'n piesang toe, dan kom die papaja liefhebbers verby en mis jou, want jy het nou 'n piesang geword. Maar as jy 'n popo was, hoef jy nooit op 'n diet lewe te gelewe het nie. Want dan het jou man, want jy het die kurwes wat jou man lief het. Hoekom? Ek weet nie, John, jy is jou man se prinses. God het jou gemaak, want iemand kan nie sonder jou lewe nie. Hy het dit so gemaak. So moet jy soos Gerda wil lyk, want dan moet jy 'n man kry. Jy moet lyk soos jy lyk, want dis hoe God jou gemaak het. Maar jy moet nie lyk soos iemand wat nie dissipline het nie. Dis ook 'n ander bladsy. Nou ek wil 'n klein rukkie stil staan nie op jou hart. Lees vir my Spreuke 4:23. Want dis waar alles begin, is op jou hart. Wie van julle het al gehoor die ou sê nee, daai ou het my hart seer gemaak.
Of nee, daai vrou het my hart gebreek. Jy het dit al gehoor. En dan vernaam kinders nie. Dan loop jy daar met 'n geshotte houding rond. En dan trou jy iemand anders. Iemand anders wat jy trou, met goeie gomme om jou porselein hart weer aan mekaar te plak. Baie ouens lewe 'n leeftyd en hulle hart is nooit heel nie. So jy's getrou met 'n vrou met 'n stikkende hart. Nee, Pel, moenie. Ek moet vir jou lees oor jou hart. Bewaak jou hart, meer as alles wat jy bewaar, moet word. En daaruit is die oorspronge van die lewe. So wat moet jy eers bewaar? Jou hart. So jy moet dit vir jou kinders leer. Bewaar jou hart. Wees versigtig vir wie jy jou hart weggee. Ek meen daar's baie ouens, nee. Dis dieselfde op die aarde. Jy het 'n date gehad is daar 8. Jy's nou al 50 jaar getroud. My onthou nog daai date. Nee, kyk, wag. Ouens lag oor. Wie van julle dien die Here? Maar vertel nog van hoe jy oom Spirits gedien het. Net so ek was rof. Dis my eerste girl gesien het. Parfien. Ek was okay. Maar as Johnny Walker bykom, ons twee, ons was gevaarlik. Wat 'n boeties. Ja. Ja, God se jaloese God, wel. Verstaan jy? Jy so die Here is okay, maar hy's nie so kwaai soos Spirits. Wel, hy dag aan, niks vat aan dag aan. Ek het pink olifant gesien. Ek hoor die manne vir week partykeer bid waar hy goed trek. Jy sê een ou in die tronk sê Bybelpapier maak goeie rookpapier. Hy sê toe besluit hy gaan Openbaring rook, wanneer is die dominees verstaan Openbaring? Maar hy het 'n deal met God gehad, nee. Om nie sleg te voel. Hy sal elke bladsy lees wat hy rook. Hy sê hy het die Bybel gerook tot by Johannes. Hy sê toe rook Johannes hom. Maar toe raak hy wedergebore. En toe verander sy lewe. Maar die liefde in God wat jy ontmoet het en ontdek het, moet so groot wees dat niks anders meer saak maak. Dit consume jou. Dit verteer jou. Dis iets wat jy amper nie kan slaap in as jy nie in God se teenwoordigheid slaap nie. Nie kan lewe as jy nie in sy teenwoordigheid lewe nie. Want baie vra my, is dit 'n gevoel om die Here te dien? Okay, kom ek vra jou, is dit 'n gevoel om lief te hê? Jy kies dit, maar dan volg dit. En ek dink nie gaan daarvan hou, as jy nie 'n vrou toe kom, as jy hoor ons nou lank getrou, maar ek voel nog nie, ek's lief vir jou en ek kies nog heeltyd dit. Ek loop die gevoel kom binne. Daai aand brand jou kos, jy slaap buite. En dis dieselfde met 'n man. Weet ek's nou lank by jou, maar kan nie my ou man vergeet nie. As jy by partytjies kom, praat jy net oor jou ou man, hoe rof hy was en hoe rof jy was. Wel, as kind van God, praat jy oor jou liefde, die liefde van jou lewe. Al liefde wat daar is Jesus. Daar is nie ander liefde nie. Ander goed is last en ander goed, maar dit het periodes, dit het seisoene. God se liefde is al liefde wat geen seisoen het nie, dis ewig. So as jy dit ontdek het, sal alles verander. Want jy kan dink nie, dink aan 'n kind. Hier's 'n kind hier en hy vrees 'n hond en hy begin sy pa se naam roep. Sy verwagting as sy pa daar kom, is om hom te help. Dis nie soos, en dis nou dalk nie 'n goeie voorbeeld nie, maar 'n ou gaan preek in 'n kerk, en hy wil die ouens se aandag kry, en hy sê vir hulle, weet ek ry vandag verby, en ek sien, 2 manne is besig om 'n tannie se handsak van haar af te ruk. En ek maak my kar se boot oop, en ek gryp die baseballbat en ek hardloop, en toe ek daar kom, toe slaat ons daai tannie, want sy wil die handsakkie los nie. Toe het almal se aandag. Hulle het gedog hierdie ou gaan nou help. En dis ja, maar dis in ons harte. Jy roep God. Toe God kom, toe sukkel jy. Luister, in jou hart. Jy was in skuld, toe begin ek bid en ek neem Jesus aan en ek maak my lewe reg. Hy sê nou Safarat toe.
wat jy in jou hart dink. Bewaar jou hart bo alles wat bewaar moet word. Nou, God sê, dat daar's 'n lig. Jou siel is die lig waarmee jy deur die hartkamers gaan. Dis ek vermoed in jou hartkamers gaan. Is daar areas wat jy nog nie vir God oopgemaak het? Want dan kan jy God nie lief hê nie. Jy kan nie ontvang nie. Want verwerping moet altyd pak gegee word. En dis so verwerping werk, vir jou in plat Afrikaans verduidelik nie. As 'n verwerpingsgees by jou is, gaan jy bly mense gas gee, onwetend, tot hulle jou verwerp. Dan is die gees gevoed en jy verneder of verklein neer of seer gekry. So verwerping moet so uit jou lewe wees, dat jy onweerstaanbaar vir jou medemense is. Almal het jou lief, en jy het almal lief. Hulle kan nie help nie. Elke ou wat ek ooit in my lewe ontmoet het nie, wat Jesus ontmoet het, of 'n doodse ondervinding en van die dood af teruggekom het, of in 'n ongeluk, of in 'n operasie, was nooit weer dieselfde. Die liefde wat hulle in God gesien het, kon hulle nooit weer dieselfde wees nie. So jy moet hierdie begin van die jaar, elke deur van jou hart, elke kas in jou lewe, baie praat van 'n closet. Het ek die ou gehad het altyd sê, ek het nie geraamte in my kas nie, maar ek het 'n paar bene wat daar rond lê. Van ou geraamtes. Mens moet dit uithaal. Dis tyd vir môre dat Jesus jou hart kom skoonmaak. En ek het hier 'n ding in Engels geskryf, to love God is to enjoy God's sustained favor. Amen. So om God lief te hê, is om konstante guns van God te geniet, as sy kind. As sy kind. Want jy, as jy as pa, lees Matteus 7 vers 11, want anders gaan hierdie jaar weer nie vir jou sin maak nie. Ek meen, party sleep nou al 'n swak selfbeeld vir 50 jaar saam. Baie is vir 10 jaar, baie is vir 20 jaar. Hoekom sleep jy dit saam? Mannig het gebruik. Ja, as ek die bankbestuurder gaan sien, dan gaan ek hy swak selfbeeld kaart trek. Hy gee nie help nie, weet, dis interessant met finansies. As jy vir jou vrou sê die geld slaaf wys hy. As jy vir jou bankbestuurder sê, dis klaar, dan stop jy jou oortrokke fasiliteit. As jy dit in besigheid vir jou werkers sê, bedank hulle. Jy mag dit vir niemand sê nie. Jy moet dit voor God bring, dat God dit kan verander. En God sê, hy wat my volg en in my glo, sal nooit beskaamd staan nie. Nou staan jy beskaamd in enige arena van jou lewe. Dan moet jy geloof ontwikkel. Romeine 10:17 sê, geloof kom deur dit te hoor. So jy moet ophou nonsens hoor. As jy langer nuus hoor as wat jy woord hoor, is jy op 'n verkeerde program. As jy meer flieks kyk as wat jy na God kyk, is jy op 'n verkeerde program. As jy meer oor probleme dink as wat jy oor God dink, is jy op 'n verkeerde program. Dis is 'n ou wat Marvel wil. As jy jou chocolate dieet moet aanpas. Hoekom? Want dit gaan nie werk nie. Daar's sekere goed wat dis eenvoudig. Jy het 'n ander nodig om te help met misverstand. Matteus 7:11. As julle wat sleg is, dan weet wat goeie gawes aan julle kinders te gee. Hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie dinge aan die wat hom vir hom bid. Alright. Gee. Okay. Deuteronomium 7. Gaan maar net oor 'n paaskap nie. Terwyl hy dit soek, Deuteronomium 7 vers 9 tot en 10. As jy as pa jou kind skool toe stuur nou volgende week en laat kom by die skool en dat jou kind gips op die arm. Sy sê, waar het jy sê die na vakansie gekry? Nee, ek wil nie luister nie, toe het my pa my arm gebreek om my les te leer. Sal jy goed afgaan as jy by die skool kom? Nee, my pa het my toe kanker ingespuit om my les te leer. Nee, ons ken nie die weer van die Here nie. God gee en God neem. God sê kindermolesteerder nie. Kan relax. Die wat dit vir jou sê, sy naam, hy doringkies en hy sleg frustreerd. Sy naam is die duiwel. Johannes 8:44. Hy is 'n leenaar, 'n mensemoordenaar. Hy staan nie in die waarheid nie. Hy is die vader van alle leuns.
Nou alles wat jy van God en oor God weet, en luister dit, hoe kan ek iemand lief hê wie ek nie ken nie? Want jy wil iemand beter leer ken, wat jy lief het. Dis interessant, my vrou het na hierdie boersoeke vrou of iets gekyk, en is heeltyd, nee, ek dink ons sal, een program, ons sal hierdie verhouding 'n kans gee, ons wil mekaar beter leer ken. Nou kom ek vra jou, wil jy God lief hê? Wanneer leer jy hom beter ken? Hoe weet jy, wie is die God wat jy aanbid? Het jy al in die woord gaan kyk, wie hy is, hoe hy dink, wat hy van hou, wat hy nie van hou nie? Want jou ewigheid is slegs verseker in Jesus Christus. Daar's geen ander ewigheid nie, geen. 'n ander ewigheid is op 'n ander plek. Hulle noem dit 'n bodemlose put, vlamme. Jesaja 66 praat van die wurm gaan nie sterwe nie, en die vuur gaan nie ophou brand. Ek eendag 'n duiwelaanbidder lift geëen in die oggend, kom so oor 'n afdraande gery na 'n stappe oud, en die Here sê vir my, tel hierdie ou op. Ek sê, Here, dit is laat. Die Here sê, ek weet hoe laat dit is. Tel hierdie ou op. Dis soos om Don Lennard toe hy by 'n malou kom met push-ups doen, toe sê die Here, sak doen, sê die, ek is 70, God sê, ek weet hoe oud is jy, doen push-ups. En hy het langs daai ou gesak, en push-ups gedoen, toe begin die ou draf, nou begin hy draf, en toe hy met die ou synkroniseer, en met hom Jesus deel, toe snap die ou terug in sy normaliteit in. En een van my skoonseuns het dit in Nigeria gedoen, dieselfde, doen wat die ou doen wat nie lekker is nie. Toe hy synkroniseer, snap die ou terug in sy brein in. Maar toe ek die ou optel en in die kar inklim, toe gee ek hom Jesus. En hy ou letterlik nie, sit daar bewe, hy sê ek was 'n Satan something. Hy sê en ek het ge-overdose en ek het in die hel ingesak, en die wurms het my vleis geëet, dan groei die vleis terug, dan eet hulle dit weer, dan groei dit terug. Hy sê die pyn was ondraaglik. Toe ek uit hierdie toestand uitkom, het ek letterlik na Jesus toe gehardloop. En hy sê ek het vandag niks, hy loop waar hy moet daai tyd mee. Dis nou baie jare terug. Maar in jou hart vandag, weet 'n ou waarmee jy besig is op aarde, en wat in ewigheid vir jou wag, gebaseer op wat jy op aarde gedoen het. Die keuses wat jy hier uitgeoefen, het 'n ewige effek. Dit het selfs 'n effek in jou nageslag. God sê, dien my, sodat jy en jou kinders kan lewe. So mense kan jou kinders 'n beter lewe gee, deur jy kies om 'n beter lewe te lewe. Jy begin vergewe, en dan leer jou kinders vergifnis. Jy leer begin gee, dan leer jou kinders gee. Jy begin lief hê, dan leer jou kinders lief hê. Ek sit by hy nou, ek weet nie of ek jou al vertel het nie. En sy pa sit daar, en hy klaar, hulle half mekaar aan, die ou het 'n satanis opgeëindig, en toe ek hom gesien het sy lewe weer vir Jesus gee. Toe sê sy pa, maar seun, jy weet mos ek's lief vir julle. Toe sê sy seun, nee pa, hoe jy ma hanteer het ons gewys, dat jy glad die liefde in jou hart het. Okay, kom ons gaan die Efesiërs toe. Hy wat sy vrou nie lief het nie, haat sy eie liggaam. So deur jou vrou lief te hê, bewys vir die mense, op God se woord gebaseer, hoe lief jy jouself het. Dis 'n groot ding, Pel. Deuteronomium 7 vers 9 en 10. Jy moet dan weet dat die Here jou God is, die getroue God, wat die verbond en die goeie tierenheid hou vir hom wat lief het en sy gebooie onderhou in duisende geslagte. Maar aan die wat hom haat, elke persoonlik vergeld hy dit om dit te vernietig. Hy sal met sy hater nie versuim nie, om persoonlik sal hy dit vergeld. Ek meen, God hoef dit net te sê, en die stelsel werk so. So jy moet weet dat die Here jou God is. Nou kom ons praat 2 sekondes oor die woord God. As jy die woord God hoor, een van die goed is alomteenwoordigheid. Dit is supernatural. So as God alomteenwoordig is, wat weet God nie van jou af nie? Weet God dat jy gebore is? Definitief. Tot binnelandse sake weer af. Anders is jy 'n alien. Ek kry uit die boek. As jy nie een het nie, het jy van Mars af weer ingesluip, waar ook al jy was. God weet jy's gebore. God weet deur wat se pyn en trauma jy gegaan het. God weet dit.
Maar jy kan ontslae daarvan raak, as jy in liefde bereid is om dit vir God te gee, en dit nooit weer terug te vat. Amen. Was jy arm? Here, ek oorhandig my armoede. Môre, Here, ek wil dit gou net leen. God sê nee, ek het dit verwyder so ver as die ooste van die weste is. Here, ek wil net gou weer 'n bietjie depressief wees. Jy kan nie. Ek het dit verwyder so ver as die ooste van. Nou as jy depressief is, het jy dit nog nie oorhandig nie. Lees gou 1 Petrus 5:7. Jy moet vermoor staan as 'n liefdevolle pa ou. Jy moet verstaan, ons het die laaste dag, en ek het meeste van hulle wat ek op my foon het, SMS gestuur, gaan was voete en vra vergifnis. Waar is dit gedoen, waar is dit nie gedoen nie? Hoekom? Jy dink is nie nodig nie. Glo my, jy kan nie genoeg vergifnis vra vir mense saam met wie jy lewe nie. Die Here noem dit in Matteus 18 van vers 21, toe Petrus vra, Here, moet ek 7 keer 'n dag vergewe? Toe sê God 70 maar 7 keer. Nou meen, ek sê ek dink, as ek dink in my kop nou, ek's okay. Maar ons kyk toe skorrel by mekaar en ons familie was voete. My vriend, ek het begin huil. Hier binne my wese het iets net begin ruk. Toe dink ek moet raak die Here spesifiek gaan vra, nou gaan ek skrik nie. As God vir jou wys wat jy verkeerd doen en hoe verkeerd jy dink. Vergifnis is die pad uit. Ek en ander het 'n paar keer gekuier hierdie vakansie. Hy's op 'n pad van vergifnis. Sy lewe is vergifnis. Jy moet onthou, vergifnis is jou pad boontoe. As jy nie vergewe nie, gaan jy dit nie maak nie. Dis al ding wat jou uit die hemel kan hou vermoere, is onvergifnis. Vergewe. En dan kan jy sê, hierdie is die jaar waarin God self Suid-Afrika gaan besoek. Ek sê dit vandag vir jou. Jy gaan 'n skudding in hierdie plek kom soos wat hierdie mense nog nooit gesien het. Hulle gaan meer verbaas wees as wat hulle op Bloedrivier was, waar 400 ouse teen meer as 40,000 mense beklei. Dit het nie oor die mense in die kleer gaan, dit het oor lig en donker gegaan. Dit het oor goddeloosheid en godregverdigheid gegaan. Dis alwaar dit gegaan het. So in 'n ou se hart vermoere, besef dit, dat God wil vir jou goed wees. God wil vir jou lief wees. God wil vir jou genadig wees, maar sal jy hom toelaat? Hy sê in Jesaja 30 vers 18, God staan in ongeduld, gereed om jou te seën. Soos daar nie vermoere liefde in jou hart is nie, kan ek nou vir jou sê, sukses gaan 'n redenasie wees. Liefde gaan 'n redenasie wees. 'n Vrou bel my van 'n plek af. Sy sê vir my, daar heb jy nou alles gee wat ek kan. En die Here het nie dit nie, die Here het nie dat nie. Ek sê, hoor jy moet jou vlees uitsort voor dit te laat is. En sy is in 'n binnekamer in en sy het vir my terug SMS. Sy ek weer vergifnis vra, ek het besef hoe ver ek van die Here afgegaan het. Want Matteus 6 nie, van vers 30 af. Hy sê die goddelose, die Gentiles worry oor wat hulle gaan drink en aantrek en eet en waar hulle gaan bly. My kinders worry nie daaroor nie. Want hulle het 'n geloof, 'n vaste vertroue in my goedheid en in my getrouheid. As ek na die toekoms kyk en ek self paar keer winde sluk nie. As jy kyk wat op die aarde aan die gang is, hoeveel geld, terwyl ons hier sit, hoeveel geld is gespandeer om die mens te vernietig en dop te en te manipuleer en beheer? Biljoene. As een ou se kop raas en druk 'n knoppie en 'n atoombom gaan af, para is gone. Ons sit in 'n tyd waarin ons God se genade meer nodig het as ooit tevore. Jy's in 'n tyd waar jy God se liefde meer nodig het as ooit tevore. Jy kan die nuus nie meer glo nie, want hulle lieg. Hulle het op die nuus gesê dat daar's leuen nuus verkondig. Hulle sê dit. Wie jy kan glo vandag is Jesus Christus. Sy getuienis is verragtig. Die wêreldse getuienis is gebaseer soos toe hulle die Koran geskryf het. Ek dink die Katolieke kerk het te veel varkaai môre geëet en toe kom die Koran uit. Want die Koran is nooit deur Mohammed geskryf nie. Dis deur die Katolieke kerk geskryf. Jy kan dit nie glo nie. Dis 'n leuen. Dis gebaseer op die Ou Testament. Al wat waaragtig waar is vermoere is Jesus. Amen. En God die Heilige Gees. Johannes 16:13. Lees gou daai ene. 1 Petrus 5 vers 7. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Ja, Hoeveel? hy sorg vir julle. Dink skiep hom. Ek wil gou vir jou Romeine 8:28 lees. Daar's so baie skrif. As jy in die woord van God betrokke raak en jy begin
vir jouself confessions. Hier's 'n confession, ek sal hom vir Basil, ek het hom vir hom gegee. Ons tot op die website, maar dit gaan lank vat om daai confession vir die jaar vanoggend te doen. Maar ek het hom al vir baie vir julle gestuur. Maar maak hierdie jaar 'n besluit om eerste lief te wees vir die Here. En tweede lief te wees vir jouself. En so lief te wees vir jouself dat jy elke dag woord plant. Onthou Markus 4:11. Dis vir julle gegee om die verborgenheid van die hemel te kan verstaan. Wat 'n verborgenheid? Die verborgenheid is die woord van God wat jy moet saai. So ek saai die woord oor hoe ek praat. So as liefde in my hart is daar net liefde wat uit my mond uitkom. As daar veroordeling in my hart is, as daar twyfel in my hart is, woorde is 'n verklanking van gees. So verklank net lewe, dan ontvang jy net lewe. Verklank net commitment, verklank getrouheid, verklank vrede. Moenie haat spraak. Romeine 8 vers 28 sê, en ons weet, dat vir hulle wie God lief het, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneem geroep is. Is jy geroep vanmôre? Dis hoekom jy gebore is. En jy moet vandag besef, daar's 'n tyd op die heelal, wanneer die laaste ou sy werk gewerk het, die laaste engine gestart is, die laaste minuut op aarde, die laaste sekonde getik is, in tyd in genade is toegemaak, en hierdie dispensasie is klaar. Al wie die verloste lied van die bloed van Jesus kan sing, is ons wat gewas en gered is. Nou as jy gewas en gered is, en jy in koninklike amp in posisie op aarde, vir 'n liefdevolle God, regeer, beheer en bestuur, hoe kan enigiets om jou nie liefdevol wees nie? Hoe kan enigiets om jou nie in oorvloed en voorspoed wees nie? Want as jy dit nie dink nie, gaan jou kop heeltyd verval, en toe ek dronk was, toe so gemaak, toe jy arm was, jy so gemaak, jy maak nog steeds so. Hoe maak jy nou dat jy liefdevol is? Hoe maak jy nou dat jy vol van die Heilige Gees is? Hoe dink jy nou dat jy vol van die Heilige Gees is? Hoe hanteer ek mense nou, vandat ek vol van die Heilige Gees is? Toe ek sonder God was, effens, zip, rip, ag, Here vergewe my. Maar nou dat ek Jesus het, kan ek met liefde baie meer reg kry, as wat ek reg gekry het, toe ek geswets het. Ek gaan eens maar check. Die ouens sê baas, die manne, die Here, die bestuurders met die kerk, met die Bybel, maar by sy mond is die duiwel. Sê baie ons sê nie, hy loop nie met die Bybel op sy mou of arm of iets. Nee, hy loop met hom in jou mond. Want Romeine 10:8 sê, naby is die woord is in jou mond. So daar moet teenoor mense deur jou liefde en vrede uitgespreek word. Daar moet oor jou toekoms liefde en vrede uitgespreek. Maak nie saak hoe hulle teenoor jou optree nie. Dis hoe jy reageer wat saak maak. Toe hulle Stefanus stenig, reageer hy met vergifnis en liefde. Toe hulle Jesus kruisig, reageer hy met vergifnis en liefde. Hoe moet jy reageer wanneer heavy goed teen jou kom? Met vergifnis en liefde. Want Galasiërs 4, en lees Galasiërs 4. Net dit gou vir jou wys. Galasiërs 4 vers 1 en 2. Maar ek sê, solank as die erfgenaam 'n kind is, verskil hy niks van die diensknegt nie. Al is hy die heer van alles, maar hy wat staan onder die voogde en bestuurders tot op die tyd tevore deur die Vader bepaal. Nou onthou net nie. Wat is die verskil van 'n kind? Van 'n slaaf en 'n heerser? Jy kry baie koninklike kinders. Ek dink Leon Schuster het een fliek gemaak, weet nie presies wat sy naam is nie. Waar die koninklik is van Engeland se seun, saam met sy dogter of droog maak. Dis wat hulle doen. Maar wanneer die prinses van Engeland hier kom en sy begin klei laat en ketty skiet, gaan die ou sê, "Ja, wanneer het prinsesie gebeur het?" Of jy kom in die kasteel aan en die prinses is besig om toilets skoon te maak. Dink sy het uit geld uitgehardloop, sy kan nie mense bekostig. So by jou moet 'n koninklike denke kom. En daai koninklike denke skep 'n verwagting. En daai verwagting skep
manifestasie van goddelikheid. By God manifesteer alles wat jy nodig het. Toe 5000 ou skools nodig gehad het, het Jesus se hande aan dit geraak, Vader gedank, geraak 5001. Geld nodig gehad, Petrus die vis gevang, uit sy mond kom die geld. God werk anders as ons, maar ons kop moet soos God begin dink. En dit kan nie soos God dink, as jy nie sy woord in jou hart het nie. Dawid het dit verstaan nie. En hy sê in Psalm 40 vers 8, ek dink in die Engels Bybel, Afrikaans is 9, maar hy sê, ek het u woord so lief, dis binne in my ingewande. So ek moet God leer ken. Kan ek vandag gaan TV kyk? Ek kan nie, so hoekom? Ek ken God nog nie. En God se dieptes is so ondeurgrondelik groot, dat Paulus het gesê, ek was die swakste apostel, toe sy die swakste Christen, en net voor sy dood toe sy, van al die sondaars wat gered was, is ek die grootste. Want hy het besef, toe hy na die heiligheid, die almag en die grootte van God kyk, hoe klein en minderwaardig is jy in jou vleesvorm. Maar by God is jy waardevol. Jy is nie 'n nommer nie, jy is 'n naam. God ken jou by jou naam. Hy roep jou by jou naam. En hy wil jou toerus as jy hom sal toelaat. Maar daar is 'n ontkoppeling van die wêreld wat moet plaasvind en 'n opkoppeling van God wat moet plaasvind. Sodat wie jy word God is. Wie gou vir Efesiërs 4:13. Efesiërs 4 vers 13. Jy moet dit verstaan, maar as jy nie weet waar jy vandaan kom nie en nie weet waar jy op pad is nie. Dis wat mense deur mekaar maak. Dan as groeiprosesse en alles. Daar's 'n saaityd, daar's 'n oestyd. Daar's 'n tyd waarin jy moet insit, daar's 'n tyd wat uit jou gaan uitkom wat jy ingesit het. In die vlees daar, kan jy by universiteit toe gaan. Jy gaan as 'n student universiteit, jy kom as 'n prokureur terug. Jy gaan as 'n student, jy kom as 'n dokter terug. Hoekom? Jy het jouself bekwam om nou in daai arena te funksioneer en te opereer. Nou jy is kind van God. Kom as 'n sondaar aan, maar na jy deur die woord van God en die Heilige Gees toegerus en bekragtig en gevul is, funksioneer jy nou as 'n kind van God. Nie Christen, ja, ek sien wat hy Christen, hulle lyk nie soos goeie boeddhiste nie, hulle is ongedissiplineerd. Ja, jy mediteer nooit nie, jy visualiseer nooit nie. Ek vra 'n vrou dan, gee my al die skrif waarop jy vandag staan, wat God gaan waarneem. Want jy verragtig op 'n skrif staan. Ek het vir 3 jaar op Filippense 4 vers 19 gestaan. Al my behoeftes is voorsien. Rykdom van God met Christus Jesus. Ek het dit seker 10.000 keer 'n dag gesê nie. My hele lewe was gewoon soos armoede van my rug afgebreek, voorspoed in my lewe herstel, goddelikheid in my lewe herstel. Net een skrif. Nou as jy op 30.000 beloftes vir jou in jou leeftyd 100 vat, hoe gaan jou lewe verander? As jy 10 vat, waar is vraai? Vra 'n skoolhoof na die dag. Want sy vrou het kanker. Ek sê vir hom, gee vir my Psalm 23. Kyk jy soos 'n bees vir 'n nuwe hek aan. Nee, hy ken nie Psalm 23. Ek sê ook die Onse Vader. Nee, ek ken ook nie die Onse Vader nie. Ek sê, wat ken jy? Lyk my niks nie. Ken jy Mike Kondor en die Rocco de Wet of wie ook al wie op die grens was, daai boekies wat ons op skool gekyk het. Mense lewe naïef, ja. Jy gaan so deur die lewe, jy het nie 'n klou wat aangaan nie. Een sê, weet nie waar jy nou pad is nie, maar jy het 'n sterk wind van agterop. So jy moet presies weet in jou lewe, ek is op pad hemel toe, en ek gaan rekenskap van my lewe voor God eendag gee. En daai dag gaan jy nie beskaamd staan nie. Hoekom? Want God die Heilige Gees was altyd by. Johannes 16:13. Elisies daai een. Efesiërs 4:13. Ja. Dit ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van 'n volle grootte van Christus. Alright. Nou wil ek gou vir jou lees Johannes 16:13. Ons het nog 'n paar sekondes tyd. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor sal hy spreek, tot die toekomstige dinge aan julle verkondig. Okay, so die Heilige Gees sal wat gebeur en gaan gebeur aan jou verkondig. Die nie sê vir jou wat het gebeur. Nou gou vir jou lees in Deuteronomium 8 vers 5. Moses sê,
God sal jou dissiplineer as jy verkeerd is. Wanneer jy op jou kindfase is, as 'n vader. Nou, 'n hemelse vader is 'n hemelse vader. Hy's liefdevol, hy's genadig, hy's heilig. Jy kan in Galasiërs 5 gaan lees wat is die werke van die vlees en die werke van die gees. Check geraai ene. Erken dan in jou hart dat die Here jou God jou onderrig soos 'n man sy seun onderrig. Ander vertaling sê spesifiek vader. En dis dieselfde, Afrikaans het baie woorde verkeerd vertaal. Ek kan jou nog een gee. In Romeine 8 vers 19, heelal wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die seuns van God. Afrikaans is nie daar nie, kan dit maar gaan lees. So ou verander uit hoeveel vertalings werk jy uit? Ek het 36 vertalings. Maar jy kan nie een vertaling hê en dink dis hoe dit is nie. Vir 'n voorbeeld nou nie. As jy wil God leer ken, die nuwe vertaling van 1983 het 200 skrif uit die Bybel uitgehaal. Hoeveel het 'n nuwe vertaling hier? Het jy veel? Want as jy een het, kan jy gou in Romeine 8:37 kyk, Ek het nie dit dalk. hy's gone. Romeine 8 vers 37. Kyk gou wat Basil hom kry op sy komputer. Romeine, waar is Romeine? Hy kry weg my. O, Romeine 8 8 vers 37. 37. Ja. Maar in al hierdie dinge is daar meer as oorwinnaars as deur wat hom verlief het. Nee, dit is Johannes 8. Handelinge 8:37. Ag, Handelinge 18:30. Ekskuus chommo. En dan ek gou terwyl hy dit so, O, 37 is begon. hy is nie daar nie. Vrykom. Daar's 200 skrif. Jy moet dan die 83 vertaling kyk. Nou as 'n ou die woord van God bestudeer, kry vir Amplified, kry 'n Dykes, kry 'n NIV, kry 'n 33. Jy kan 83 gebruik. Kyk hoe die ouens dit vertaal het as jy wil. Maar die woord van God is nie 'n storie nie. Die woord van God is die woord van God. Johannes 1 sê, in die begin was die woord was by God en die woord Is God wel. So ek en jy moet verstaan, as God vir jou sê, en dis wat jy hierdie jaar moet ontvang in jou hart. Jy moet 'n hart van vlees hê. Dis maar Jeremia 31:33. Want Jeremia 36:26, kyk in hom, skryf hom by die huis gaan lees. God sal die hart van klip uithaal en vir jou hart van vlees gee. Hoekom? Sodat die saad van die woord in vrugbare grond val, dat dit kan groei, dat jou lewe vrug kan dra. Vrug kan dra. Wat 'n vrug dra? Jy moet 'n vrug van liefde, 'n vrug van vrede, 'n vrug van genade, vrug van blydskap. Hoekom? Want dit is 'n krag uit die hemel uit wat oor jou los is. Joy is 'n force, dis 'n mag waarin jy intap. Vreugde. Jy voel nie net so as die wind so waai nie. Spreuke 15:15. 'n bedrukte ou het elke dag 'n bad dag, maar 'n vrolike van hart het elke dag 'n fees. Gaan lees hom by die huis. Jeremia 31 vers 33. 31:33. Ja. Maar dit is die verbond dat ek na die dae met die huis van Israel sal sluit, spreek Here. Ek gee my wet aan julle binneste en skryf dit op julle harte, en ek sal vir julle 'n God wees en julle sal vir my volk wees. Dit is 'n profesie nie van wat Jesus op Golgotha kom doen het. Hy sal vir jou God wees. Net ek het die laaste ruk van die ou jaar, het die Here by my op my bank kom sit. Toe sê hy vir my, hierdie jaar beweeg ek self saam met jou. Ek tjug hy laai om en bel op my van Amerika af, kon nie met hom praat aan nie. Maar as God saam met Moses gestap het, en as God saam met Daniël was, Nebukadneser sê vir Daniël, dat in hierdie man is die excellence en die wysheid van die lewende God binne hierdie man. Is die excellence en die wysheid van die lewende God binne elke ou wat hier sit, wat Jesus nommer 1 in sy lewe maak. Daar's 'n God saam met jou. Ek weet as hier ouens nou met guns instap, sê ek vermoere vir jou, het hulle groot moeilikheid. Hoekom? Want God is hier. Patrone werk nie waar God is nie. Want 'n patroon het 'n potensiële energie, nie definitiewe energie. Daar's baie koels wat nie afgegaan het nie. Ek het al na 'n ding gekorrel, hoor ek net tik, gaan die ding nie af het, dan's dit dat. So koels potensiële energie.
Maar waar jy is, kan energie nie funksioneer nie, want energie word deur God gegee en deur God gevat. Jy beheer het. Wat jy bind is gebind, Matteus 18:18. Wat jy ontbind is ontbind. Matteus 16:19, wat jy oopsluit is oopsluit, wat jy toesluit is toegesluit. Jy moet vermoë staan, ek wil hierdie stuk vir jou lees, waar hy sê so nie. As jy God lief het, moet jy hom lief hê met jou passies, moet jy hom lief hê waarvoor jy honger is. Baie ons is honger, maar nie vir God nie. Want die Here staan, lees gou maar Johannes 7 vers 37. En jy moet God lief hê met jou persepsies, jy moet God lief hê met jou gedagtes. En ek wil hierdie laaste stuk lees gou daai ene. En op die laaste dag, die groot dag van die fees, het die Here gestaan en uitgeroep en gesê: As iemand dors het, laat hom kom na my toe en drink. Iemand wat? Dors het. So dit waarna jy honger, dit waarna jy dors, moet Jesus wees, meer as enigiets anders. En dan vir jou 'n klein voorbeeld daarvan begin hê. As jy in die woestyn was, vir 'n week, of vir 2 weke, of vir 3 weke, en 'n ou kom op jou af en jy lewe nog, en hy het vir die beste wortelkoek of chocolate koek of, wat het jy nodig? Water, wel. Al wat jy sê is water. Ek het water nodig. Ek het nou niks anders nodig nie. Ek gaan nou doodgaan. Ek het water nodig. En as 'n ou jou kop onder die water druk en hou dit daar vir 5 minute, is baie vir julle katswing, maar sê nie jy maak dit. Wat het jy nodig volgende? Asem. Suurstof. Nou jy moet God meer nodig hê as jy volgende hartklop en as jy volgende asem wat jy gaan inhaal. So daai posisie moet God in jou lewe inneem. Dat alles wat jy doen, jy 'n verantwoordelikheid teenoor God op aarde doen. Want baie ouens, en ek wil dit met liefde sê vandag nie. Toe God aan Jakob verskyn het, ek het dit in daai nuwe jaarsboodskap gesit. Toe sê God, na God weggestaan Jakob op, toe sê hy vir God, as jy altyd vir my kos gee en 'n blyplek gee, en na my kyk, wat jy ook al vir my gee, beloof ek vandag, sal ek altyd 'n 10de vir jou teruggee. Nou baas bid vir God vir deurbrake, en wat dan? And then, nee, ek kan 'n koerant lees en 'n bietjie rustiger sit. Nee, jy word gehelp om dit vorentoe te betaal. To pay it forward. Hoe meer jy het, hoe meer kan jy doen. Ek weet soos die Titanic. Daar was 'n boodskap geseil en ek hoor daar was 'n Duitse vissersboot daar naby. Maar hulle het nie 'n troller. Hulle het nie op die ding gereageer nie. Want die Titanic kan ons nie sink nie. Nie eens God kan die Titanic sink nie. Ek weet nie waar daai ou vandag is of hy nog lewe nie, maar hy het nie eens die eerste vaart klaar gemaak. So ou sit nie. En vandag sit jy in 'n plek. Hoeveel van julle het al my day gebede gebid? Nou glo God help. God gaan nie daar sit. Daar was 'n grapie op een van die goedes waar die een ou radio, we are sinking. Dan sê die Duitser, what are you thinking about? So die hemel het nie 'n miskommunikasie. God weet presies wat in jou hart ingaan. Hy weet presies waar jy is. God wil jou help. Glo my vandag. Lees gou Johannes 10:30. Het in Johannes 3:30 keer by die huis gaan lees. Toe sê Johannes, hy moet meer word en ek moet minder. Nou dit klink kwaai op die nee, jy moet minder skuld hê. Jy moet minder sleg voel. Jy moet minder depressief wees. Jy moet meer blydskap, meer voorspoed, meer oorvloed. Want dit alles het 'n naam. Liefde het 'n naam. Sy naam is Jesus. So as jy nie weet hoe liefde werk nie, kry Jesus in jou lewe. Hy is liefde. As hy jou lewe oorvat, sal alles verander. As hy jou hande oorvat, sal jy begin gee. As hy jou voete oorvat, sal die evangelie begin uitbring. Iets sal gebeur. Jy ontmoet nie God en niks gebeur nie. Dit is onmoontlik. Johannes 10:30, hè? Ja. Ek en die Vader is een. En wat sê Jesus vir jou? Hy sê in Johannes 6 van vers 53 af. Hy sê as jy my vlees eet en my bloed drink, sê hy, sal jy deur my lewe soos ek deur die Vader geleef het. Hy en die Vader is een. So wanneer jy reg lewe, en doen dit elke dag,
As jy elke dag nagmaal gebruik, lewe, want Jesus sê nie, lees gou Johannes 6, vers 53, ons het 'n minuut oor. Dan gaan ek eers 'n stukkie vir lees en bid ons. Johannes 6:53 en Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die seun van die mens eet en die bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself nie. Hoeveel lewe? Geen. Nou wie wil baie lewe in homself hê? Gebruik baie nagmaal. Nou moet dit nie onwaardig doen nie. Die Here sê wanneer jy dit doen, gaan lees tot by vers 58. Wanneer jy dit doen, dink in wat vir jou gedoen is. En moenie meer aanvaar wat die wêreld op jou projekteer nie. Die wêreld stuur jou in 'n rigting met nuus, stuur jou in 'n rigting met wat die regering se doelwitte is. En dis om die anti-kris te lons. Ek sê vandag vir jou, die nuwe wêreldorde beheer meeste regerings om hulle doelwitte in die mense te projekteer. Dit gaan so ver, net tegnies vermoere raak nie. Maar hulle het 'n harp masjien ontwikkel. Jy kan hom gaan kyk, het 2 A's, H met 2 A's RP, wat die equilibrium van die brein beïnvloed deur golwe wat hulle loslaat. Dis hoekom die mens emosioneel onstabiel raak, wat nie in God gevestig is nie. Hoekom nie, ek voel nie goed nie, nee ek voel arm, nee ek voel, nee hou ek voel, glo. So ek reageer op die woord, nie op emosionele goed wat in die gang is nie. Jy kan gaan kyk na die hart, doen dit vir jouself, en gaan kyk 'n YouTube dinge, gaan lees oor, jy sal skrik. Die wêreld is tegnologies baie verder gevorder as wat jy dink. Baie verder. En dit een goal om die anti-kris te launch. Dit in Suid-Afrika nou, einde verlede jaar, was op carte blanche, het hulle die chip begin in hulle noem dit 'n toetsloopie gedoen. Die regterhand, die wysvinger en jou duim sit klim vir jou daarin. Toetslop. Ons sit nie baie tyd oor voor Jesus ons kom. Joel 2 nie, gaan lees vers 27 en 28. God sê, hy gaan sy mense toerus, sy mense seën. En wanneer ons toegerus en geseën is, gaan hy sy gees op alle vlees uitstort, sodat jy in staat sal wees om die mense te kan help wat die koninkryk gaan inkom. Daai oomblik. So besef in watter tyd jy lewe. Jy lewe in 'n tyd, jy kan nie 'n oggend begin sonder om dit met Jesus te begin. 'n Selfoon kan nie 'n dag begin as hy net die vorige aand gecharge was. Dis hoekom baie loop met battery packs rond wat baie bel. Dis so. Hier's jou battery pack, bel. Loop met hom. Jesaja 40 vers 31. Hy wat op die Here wag, kry nuwe krag. So daar moet nie 'n tyd in die dag wees wat jy nie op God gaan wag nie. Sit die foon afbel. Jy gaan voor die Here in worship op. Dat die liefde van God in jou hart energie in jou loslaat. Laat al jou spiere vir Jesus werk. Waar is dit so 3 spiere wat vir die Here werk en so 50 vir die wêreld? Want hoe gaan jy die dop in jou mond kry met 'n spier? Nee, jy gebruik God se spiere om jou chassis om te gooi. Gebruik al jou spiere vir die Here. Gebruik jou oë vir die Here, jou denke vir die Here, jou mond vir die Here, jou voete vir alles vir die Here. Nou ek wil 'n laaste stukkie vir jou lees net. Hy begin hierso net. Orienteer jou gevoelens, jou begeertes en jou gedagtes. En ons optrede en ons gesprekke moet 'n bewys wees dat jy deur Jesus Christus oorgevat is. Jou geld moet gespandeer word, soos iemand wat deur Jesus beheer word. Jou SMS'e moet bestuur word. Jou Twitter of whatever jy ook al is, dat wanneer iemand dit lees, dit 'n bewys is dat jy God dien en God in jou lewe het. Dat jy die sosiale media en dat jy Jesus liefhet en dat die enigste waaragtige God, Yahweh, Elohim, wat alles vervat is in die naam van Jesus, jou God is. En jy gaan dit nie kan doen in 'n vlees lewe nie. Jy gaan dit kan doen in 'n gees lewe. En jy gaan dit kan doen deur God die Heilige Gees, want dit wat ons bekragtig. Ek het begin toe die Here my leer om te seën. Toe sê ek vir die Here, Here, maar dankie dat ek U kan seën. Dawid het dit verstaan. Dawid het oor God gesing en God geseën. Dis hy was 'n man na God se hart. Het hy droog gemaak? Ja. Maar het hy God geseën heeldag. Meeste van sy tyd het hy spandeer. Dis hoekom die psalms meeste kom uit Dawid uit. Nee, en ek was by Linda op
in Mabula die vakansie. Elke laaste dag van die jaar skryf sy vir God 'n brief. Wanneer laas jy vir God 'n brief geskryf? Dis interessant nie. Daar's nou 'n ding wat uitkom van iemand wat tot vir die dood 'n brief geskryf het. Skryf briewe. Het jy al 'n brief vir liefde geskryf? En daar jy's nie lekker nie, jy's nie lekker. Jy sê jy gaan TV kyk en white track of wat ook al. Jy doen met jou lewe. Wanneer laas jy vir jou vrou 'n brief geskryf? Waar het jy vir jouself 'n brief geskryf? Dis interessant, hè? So ou moet gaan sit. Ek kan onthou toe ek jonk was, het ek altyd gediggies geskryf. Lanklaas het gedoen. Meeste ouens loop met liedere in hulle harte rond, wat nommer 1 sal wees oornag, maar jy doen dit nie. Hoekom? Ek weet nie. Dis die begrafplaas is die rykste plek op aarde. Almal is met hulle patente soontoe, met hulle liedere soontoe, met hulle liefde soontoe. En jy weet, ek het enige ou ontmoet, laaste ding wat ek jou wil vertel. Toe hy 18 jaar laas, sy vrou gesoen en druk, want hulle het 'n fight gehad 18 jaar voor die tyd. As jy 'n vrou en jy druk en soen aan die, hoekom het jy aan kos te kook? Ek vra, jy kan iemand gehuur het om dit te doen. As jy 'n vrou het en jy bad en stort nie saam met haar nie, hoekom het jy? Jy kan iemand gehuur het om jou te bad. Ek meen, ons ken nie die ou tyd nie, Pel. Ken julle vir King George? Gaan lees, King George. Hy het 'n toilet gehad met 'n deur agter. Sy het klaar gesit het, sy manne met lappe. Wipers! Nie my glo nie, gaan lees geskiedenis. So 'n ou moet jouself lief hê. Jy moet jou vrou lief hê. Jy moet jou kinders lief hê. Want die liefde van God is so baie, ek kan dit uitdeel. Ek kan dit mors. Ek het genoeg daarvan. Die strome van waar dit kom, kan nooit ophou. Wel, ons lewe, jy het nie 'n klou wat die verlede aangaan het nie. Ek sit reg en dink, kan jy dink in die Ossewaard trek hoe daai vrouens kinders gekry het? Ons praat van Bloedrivier nie. Kan jy dink op Bloedrivier 3 ouens in die geleedere waar die boere en die kleerlinge en die swartes was. Daar was baie. Was meer swartes en kleerlinge in die kamp as waar boere was in die laan. Was daar net 3 liggies beseer. Maar dink jy hulle kon toe apteek toe ry om te gaan mikrokrim koop? Daar was nie, daar was niks. Ons sit vandag, alles is by ons, in 'n gemaklike sone. So ons moet God begin lief hê, en God begin eer, en God begin dank, en God begin seën, en jouself seën. Vir wie kan ons bid vanmôre? Een van julle hierso wat 'n bestoot nodig het. Alright, kom staan nie. As jy gebed nodig het, kom staan nie. Ons het vir mense in die Kalahari gaan bid vir jou. Rob die was saam met my. Hulle het gister vir my foto's gestuur. Waar die reënmeters by 80 mm is. Een het al 135 mm. Daar's foto's van panne wat vol is. Want daar's 'n God wat hoor wat ons vra. Amen. Vir 'n vrou gebid in jou kasel, wat se seun, wat se kind in Australië was, wat moeilikheid gehad het. Dis ek van vlieg jou kind terug, dis seker nie geld nie, sê ek is verkeerd, jy het nie geloof. Kom ons vertrou God. 'n Dag na ons vir haar gebid, het iemand R50,000 na die kind betaal. Hierdie Desember, bel hulle my, toe sê hulle vir my, die kind is hier, sal ek omgee maar te sien. Toe sê hy Moslim geword. Ek het weer Jesus met haar gedeel,
Sy het weer die Here aangeneem. Gehuil, ek het daar onderaan gesit, alweer gedoop, alweer gevorm in die Heilige Gees. So wat God kan doen, soos Moses, toe hy voor die Rooi See staan met Farao se weermag agter hom, kon die Here hom nie in 'n jaar se tyd help nie. God moes hom dadelik help. So kan God jou vandag dadelik help. Maar sal hy hom toelaat? Sal hy? Vertrou God. Ek het God al sien ouens karre gee. Ek het God al sien ouens huise gee. Dan sê die ouers onmoontlik vir jou. Ja. Die klank wat jou mond maak, moet 'n manifestasie wees wie die God is wat jy glo. Toe Dawid so klein soos hy was, met sy slingervel hardloop, en Goliat vir hom sê, is ek 'n hond? Vandag, toe sê Dawid, jy is verkeerd. Die God van die leerordes van Israel is hier by my. En vandag sal jy jou kop verloor. En hy het nie eens 'n swaard by hom gehad. Hy het sommer Goliat se kop met sy swaard afgekap. So God is by jou vandag. Sibaka shele kele bukundunu kushala kadini. Makundunu mushala badini na nensi. Amukundunu blabaka shabara badeni. Alobundunu kudeni kashaka dulu kumuno rebendi. Amalala bandi akushukondo ili bindini kalasha boko rebendi. Simakandeni kudulu shuboro bundu. Makandini siledi. As jy in jou hart het wat God nou gepraat het, sê dat dis hoe die gawes van die Gees werk. Een in totaal, ander in die uitleg. Genoeg het ek gepraat, sê God. Genoeg het ek aan julle hart geklop. Maak oop, sodat ek julle kan vul. Kom na my toe, ek is van die verlange. Gaan en gaan verkondig my. Die oes is ryp in my werkersman. Gaan saam met Matteus 11:28 sê vermoeid en belas sê God kom na my toe en vind rus. Hebreërs 13:8 sê God is dieselfde gister en vandag tot in ewigheid. God staan gereed vandag. As hy vir jou nooi, maak die deur van jou hart oop. Dan bedoel hy dit. Moenie meer geheimenisse van donker hê. Wees 'n spieël van lig. Wat God se lig vir die wêreld wys, wat God se liefde vir die wêreld wys, wat God se oorvloed vir die wêreld wys. Jy sê net wat die Here in my hart, 1 Timoteus 4:15. Lewe in my woord, sodat jou vooruitgang vir alle mense duidelik sigbaar kan wees. Fire vandag die godsdienst en tradisie gees. Want is leuns uit die put van die hel. Ons is hier om te regeer oor die werke van Pa saam. Dis hoekom jy geskaap is. Om te heers. Nie om oorgeheers te word. Lank genoeg het armoede en siekte oor ons beheer gehad. Lank genoeg. Ons is vrygemaak. En daarom kan ons dans en sing en bly wees. En daarom kan ons gee. Want ons bron kan nie uitgeput word. Heilige Vader, dankie vir môre, Here. Die liefdevolle Vader is. Dankie dat die bloed van Jesus die skuldbriewe afwas. Want Here, die Bybel sê in Jesaja 59 vers 2, julle oortredinge het 'n muur gebou tussen my en julle, dat ek julle nie kan hoor nie. Maar dankie vir môre, dat Jesus op Golgotha daai muur afgebreek het, Here. En ons vandag u oor dit, Here. Ons vandag u hart het. Ons vandag die krag het, Here. Ons vandag u self het. En dat wonderwerkende krag daar is, waar Pa is, Here. Bonatuurlike krag daar is, waar Pa is. En jy sê in Matteus 18:19, wat 2 of meer van julle is, daar sit in julle midde. En daarom is u vanmôre hier, die God van die heelal, is vandag hier.
Die God wat Noag die ark laat bou het. Die God wat Abraham geseën het. En vir Isak en vir Jakob. Is deur Jesus, Here, die vensters van die hemel oor ons oopgemaak. Waar ons stap, Here, is direkte kontak met die Here. Waar ons stap, Here, is direkte vuur van God. En daarom is die atmosfeer waar binne ons beweeg, 'n atmosfeer waar wonderwerke plaasvind, Here. 'n Atmosfeer, Here, waar God manifesteer. 'n Atmosfeer waarin U mense vrymaak. 'n Atmosfeer waarin U die vloek van sonde breek oor elke lewe. En U goedgunstigheid oor mense herstel word, Here. U vrede in harte herstel word, Here. U voorsiening in rekeninge herstel word, Here. In Jesus naam. Ek bestraf elke tekort vandag. In die naam van Jesus. Ek breek die gees van skuld in die naam van Jesus. Ek dank U, Here, dat mense dink soos God, Here. En praat soos U, Here. En lewe soos U, Here. Want Here, Paulus sê dat al brief wat die wêreld dalk daar buite sal lees, sal ons wees, Here. So wie ons sien, U liefde sien, Here. Wie ons sien, Here, U krag ontmoet, Here. Ek dank U vanmôre vir U woord, Here. Ek dank U vanmôre vir U genade. Ek dank U vanmôre vir U liefde, Here. Dank U vir die vrede, Here. Dank U vir die voorsiening, Here. Dank U vir U beskerming, Here. Dank U vir U krag vandag, Here. En Here, ek wil vir elke persoon, elke gebedsversoek, Here. 'n vrou wat gevra het dat ons moet bid vir haar seun. Vrou wat vra dat ons moet bid vir haar dogter, Here. Ou wat vra dat ons moet bid, Here, vir sy skuld. Ou wat vra ons moet bid, Here, vir sy huwelik. Ek bid vanmôre, Here. U ken elke saak op hierdie aarde. En ons bring dit voor die troon van God vanmôre, Here. En weet dat geen versoek, Here, ek dink in Openbaring 8, waar die gebede in 'n goue bak gesit word. 'n Engel van daai bak en skep vuur van die altaar af met wierook en bring dit voor die aangesig en gooi dit oor die aarde uit, 'n accomplish gedoen in Jesus se naam. En dankie vanmôre, Here, dat geen ou wat hier is vandag met 'n behoefte hier sal wegry, Here. Maar dat engele gestuur word, soos daar gebid is, die begin engele uitgaan, Here. En vir elke een werk, Hebreërs 1:14, Here, wat die saligheid beerwe het. In Psalm 103 vers 20, die engele van God staan gereed om die woord van God te volbring en te vervul, Here. En daarom seën ek elke ou wat vanmôre hier is, met die beste jaar van sy lewe. 'n jaar waarin hy geestelik groei, 'n jaar waarin sukses oor hom toeneem, voorsiening oor hom toeneem, 'n jaar waarin grondgebied vergroot, 'n jaar waarin genesende krag, gesondheid van God, elke selmolekuul en senuwee in hulle liggame beheer. 'n jaar waarin geen moeilikheid hulle tref nie. 'n jaar, Here, waarin die liefde van Jesus elke area van ons lewe oorgevat het en regeer het, Here. 'n jaar, Here, van 'n wolk van die teenwoordigheid, 'n rots onder ons van die standvastigheid, Here. 'n rivier deur ons van die lewe, 'n vuur wat in ons brand, Here, van die teenwoordigheid, en 'n beskutting voor en van agter vir ons van die beskerming. Ek eer U daarvoor, Here. Dankie, Here, dat ons kinders geseën is. Dankie, Here, dat geen gees van slawerny verder, verslawing oor enigeen van ons kan, Here, of dit sienlik of onsienlik is. Ek breek daai hou vas in Jesus naam. Elke tentakel, elke sekere gees, ruk dit van ouens se koppe vandaan in Jesus naam. Elke skuld van elke oog af, elke juk van elke nek af, elke las van elke rug af, elke ketting van elke voet af. Dit is 'n jaar, Jesaja 61, Here. 'n jaar van die vryheid van ons God. Dat ons sien wat vir as gee. Vreugde olie. The garment of praise. Ek loof U, Here. En daar geen spirit of heaviness ooit op enige van ons gesit kan word, Here. Amen. Want ons is die vrygekooptes van Jesus. Amen. Eer U vir hierdie plek, Here. Eer U vir die mense, Here. Vir mense, Here. Elke ou hier seën, Here. Ver bo sy tyd gehaal. Amen. Jesus se heilige naam. Eer U daarvoor, Here. In Jesus naam. Amen. Amen.